Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus, waar ons vandag voortgaan met ons reis deur die laaste gedeelte van Jesus se wonderlike bergpredikasie. Nou ons lees vanoggend uit Matteus 7 vers 7 tot 8. En hier is die verse wat ons nou gaan lees en dit sê in Matteus 7 vers 8 sê dit 7 vers 7 tot 8 sê dit: Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Dan sê hy in vers 8, sê Jesus, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Nou met die oogopslag lyk hierdie verse en woorde eenvoudig en voor die hand liggend. En soms is hierdie persepsie of gedagte dat dit sommer net voor die hand liggend is, baie keer die rede hoekom ons nie die dieper erns en waarde van hierdie skrifgedeeltes soek met doelgerigtheid. En die Heilige Gees vra om die dieper waarheid of betekenis van hierdie woorde vir ons oop te breek nie. En dan laat staan ons dit nou maar net daar en dink wat ons dink. Nou die feit van die saak is dat die Here juis homself op 'n diep en intense wyse vir jou en vir my wil openbaar. En vir jou en vir my, as ons opreg en begeerig na die betekenis van sy wil en leiding soek in ons lewens, wil hy homself aan ons openbaar. In Johannes 14 vers 21 sê die volgende: Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Hoor nou wat sê Jesus: En wie my lief het, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en myself aan hom openbaar. Is dit nie mooi nie? Die vertroostende woorde van Jesus in hierdie teks impliseer dat Jesus homself aan jou en my sal openbaar deur die krag en die teenwoordigheid van sy inwonende Heilige Gees. Net die volgende vers, 2 verse daarna, sê in vers 23, sê Jesus: As iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar. Sal my Vader hom lief hê, ek sal hom lief hê, en ons sal saam na hom toe kom en by hom kom woning maak. Hierdie is radikale woorde met intense waarheid en vertroosting, wat maak dat mens jouself afvra: hoekom vra ek nie meer nie? Hoekom soek ek nie meer intens met doelgerigtheid nie? En hoekom hou ek nie aan om te klop as die Here vir my hierdie groot gawe en persent gegee het, wat hier naby my, in my hart en in my mond is, die realiteit van sy Heilige Gees, wat inwonend in my hart kom bly. Die profeet Jeremia profeteer in Jeremia 33 vers 2 en 3 hierdie pragtige woorde. Dit sê: So spreek die Here wat dit doen. Die Here wat dit formeer, om dit te bevestig. Here is sy naam. Vers 3 sê: Roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet en verstaan nie. Die krag en meetsnoere van God se Heilige Gees ken geen perke of eindes vir die wat hom opreg soek nie, wat met deernis en erns vra, nie na materiële gewin, soos baie predikers graag wil preek nie, maar na sy dieper wil en sy waarhede vir jou en my, vir hulle wat werklik soek met hulle hele hart en nie ophou om sy woord te bestudeer en dit te toets nie, en te soek met passie, totdat die Heilige Gees vir ons die antwoord of die wysheid, die woord van wysheid gegee het. Jakobus 1 vers 5 sê: En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat
aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Psalm 127 sê, te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat opbly en brood van smarte eet. Net so goed gee hy, die Here, dit aan sy beminde in die slaap. Kom ons gaan gou sistematies deur hierdie teks wat ons sopas gelees het. Vra en vir jou sal gegee word. Dit beteken dood eenvoudig dat as jy God in gebed vra, hy sal reageer. Dit beklemtoon God se gewilligheid, sy genade om te luister en voorsiening te maak vir diegene wat hom ernstig soek. Soek en jy sal vind. Dit behels 'n dieper vlak van strewe. Dit gaan nie net daaroor om te vra nie, maar om aktief na God se wil en leiding te gaan soek as 'n lewenswyse. Wanneer ons ernstig soek, sal ons vind waarna ons in God soek deur sy Heilige Gees. Klop en die deur sal vir jou oopgemaak word. Om te klop dui op 'n aanhoudende, voortdurende poging om in te kom by 'n deur wat oënskynlik gesluit is vir almal daar buite. Maar vir jou en vir my nie, wat sy Heilige Gees in ons harte het nie. Dis 'n oproep vir diegene wat begeer om die volheid van God se genade en seëninge te ervaar, om hom met vasberadenheid te soek en dan in gehoorsaamheid te gaan volg. Want elkeen wat vra, ontvang. Jesus verseker vir ons vandag dat niemand wat opreg vra, soek of klop, weggewys sal word nie. God is vrygewig in die beantwoording van ons gebede vir diegene wat met opregte geloof en begeerte na hom sal soek met hulle hele hart. Die ware betekenis van hierdie verse beklemtoon dat God altyd gereed is om diegene te seën wat hom soek. Dit onderstreep en beklemtoon egter ook 'n diep en gesentreerde verhouding met die Here. 'n Verhouding van volharding, getrouheid en gehoorsaamheid. Dit gaan glad nie daaroor om selfsugtig na materiële dinge te soek en te vra nie, maar om God se wil te soek en op sy reaksie en openbaring en voorsiening te vertrou elke dag. Het sy in die vorm van iets wat ons nodig het of verleiding en genade in ons daaglikse wandel met die Here. Hierdie verse leer ons vandag om God met vertroue, volharding en opregtheid te nader. God is altyd beskikbaar en gereed om ons gebede te beantwoord. Maar en die woord van die Here het altyd 'n maar. Die maar is ek en jy moet hom ook aktief met passie en erns soek en dien elke dag. Ek dink die Here se begeerte is vandag om vir jou en vir my te kom sê dat ek en jy hom sal soek, meer as net sy hand sal soek, maar sy aangesig sal soek. En dat die Here homself op 'n kragtige manier aan jou en my wil openbaar. Dat hy homself tasbaar in realiteit vir jou en vir my elke dag sigbaar wil maak in die hoofstukke en die seisoene van jou en my lewe. Hierdie was Moses se gebed. Dit was Dawid se gebed. Mag dit jou en my gebed ook wees vandag, 'n lied wat ek lank terug geskryf het. 'n Lied wat sê, openbaar u self, wys u self aan my. Soos wat u dit beloof in Johannes 14 wat ons vroeër in hierdie teks vandag gelees het. How I've longed to see your face,
the time I've tried to run the race alone. All the years that I have wasted looking only for myself. Oh, how I needed you, how I needed to know your grace. Show your face to me, let me know you more. Show your grace to me, let me feel your love. Show your face to me, wouldn't that be beautiful? To set my eyes just for a moment on your face. Show your face to me, let me know you more. Show your grace to me, let me feel your love. Show your face to me, wouldn't that be beautiful? To set my eyes just for a moment on your face. To set my eyes just for a moment on your face.